Ons is besig met hierdie reeks, né? Die duiwel glo ook in Jesus. Wat maak jou geloof anders? Wat maak jou geloof anders? En ons sê ons moet hierdie vraag kan vra, want die duiwel, dit sê die bose, hulle glo ook in Jesus. Maar hulle saak met hom is nie reg nie. So hoe jy glo, maak saak. En ons kom na die Bybel toe om te vra, okay, Here, leer ons dan hoe ek moet glo, my reaksie op Jesus moet anders wees as die duiwel se. Moenie net 'n intellektuele erkenning maak dat Jesus bestaan, hy's die seun van God, hy het gesterf aan 'n kruis vir sondes, hy's lief vir mense nie. Die duiwel glo ook baie goed, maar hy respond nie op dit nie, of sy reaksie is verkeerd. En ons kyk oor die laaste paar weke is, hoe moet ek reageer op dit wat Jesus vir my gedoen het, en op sy woord. En vandag wil ek met jou praat oor hierdie antwoord. Hierdie is een van die goed wat ek moet kan sê is, ek berei voor vir die ewige lewe. Deel van wat my geloof anders maak as die duiwel sin en baie ander mense sin op aarde en ek wil amper sê baie ander Christene sin, is ek moet hierdie kan sê, is ek is besig om voor te berei vir die ewige lewe. Ek is besig om voor te berei vir die hemel. Nou, kom ons begin gou weer soos ek elke week nog doen met 'n vraag. Sê gou vir die ou langs jou, jy het so 30 sekondes tot 1 minuut. Sê gou vir die ou langs jou, hoeveel mense dink jy sterf elke dag? In die wêreld, nommer 1 en nommer 2 in Suid-Afrika. Gee net gou vir hulle vinnige getal, moenie te diep dink daaroor nie. Gee net vinnige getal. In die wêreld, hoeveel mense dink jy gaan elke dag dood en in Suid-Afrika? Les, wat sê jy, hoeveel? Ses miljoen mense 'n dag wat doodgaan. Nee, broer, dan gaan die aarde baie vinnig nie meer mense hê. Nee, dis nie so baie. Max, bly jy dit te veel? Ek dink meeste mense gaan dit dalk te min hê. Wat sê hulle nog? Tanitela? Hoeveel mense dink Tannie gaan elke dag dood? 34,000. Okay? Wat sê Tannie Ann? 10. Okay? Wat sê jy? Hoeveel? 1 per minuut. As jy dit so uitwerk, nee, dis 'n bietjie meer as dit. Ons nou pop na die minute toe gaan, is wild. Jy dink nou diep, mooi. So, in Suid-Afrika, Stats SA sê in Suid-Afrika sterf daar plus minus 1300 mense 'n dag. In die wêreld sterf daar plus minus 100, oor die 160, hulle sê by die 100, tussen 160 en 170,000 mense 'n dag. So per minuut, dink ek het werk uit hier by 115, hier 110 daar rond, dis daar rond. Wat nie 1 per minuut is nie, maar ek dink amper 2 per sekond. Dis nogal wild, as jy dink daaraan. En die rede hoekom ek dit vir jou sê, en dalk net so begin, is net so om so ietsie te sê van, ek weet nie of jy dit besef het al en so daaraan gedink het nie, maar die dood het 'n 100% suksesrate. Nog niemand lewe wat sê, ek het nog nooit dood, behalwe Jesus, maar daar's geen mens wat al ooit hier is op aarde, wat 'n paar 100 jaar oud is, of 'n paar 1000 jaar, wat sê, hoorie, die dood gaan julle vang, maar hy gaan my nie vang nie. Almal gaan doodgaan. En dis 'n baie belangrike ding, fondasie om mee te begin, om te sê, okay, wel, as ons almal iewers doodgaan, en wat dan? En wat maak ons met dit? Want daar's baie mense wat net sê, oh, whatever. Nou weet, ons is vandag hier, fokus op hier, en kom ons lewe net nou in die moment, en ons geniet net vandag, moenie te diep dink oor daai nie. Die Bybel leer ons, dat ons moet bietjie diep dink oor daai. Soveel so, dat ek moet prep, ek moet voorberei, ek moet lewe met 'n bewustheid van die ewigheid, die feit dat my lewe op aarde gaan eindig, dis beperk, dis tydelik, dis baie kort in fact,
As mens kyk hoeveel dae, en dan gaan nie nou dit vir julle sê nie, want dan gaan julle depressed dag wees, maar hoeveel dae mens leef op gemiddeld mense, en dan as jy uitwerk hoeveel dae jy nog oor het, sal jy sien, is nie so baie as wat jy dink nie. En die Bybel leer ons dat wanneer jy doodgaan, die dood is nie die einde nie. Die dood is net my einde hier. Is nie my einde nie, is net my einde hier. En dan breek die ewigheid aan, en die ewigheid gaan jy na een van twee plekke toe. Die vraag is nie of dit gaan gebeur nie, die vraag is waar. Waartoe gaan ek? Want ek gaan vir ewig daar wees, en dan het ek nie dan 'n keuse nie. My lewe op aarde, dis my tyd wat ek my keuse moet maak. En wat ek vandag wil doen is, ek wil net na die Bybel toe gaan en sê, wat sê die Bybel hier oor hoe moet ons voorberei? Die Bybel, né? Ons begin net by die Bybel. Die Bybel is belangrik. Ons gaan na die Bybel toe om twee goed te sien, twee reaksies. Die een is mense wat voorberei, maar daar's ook 'n ander reaksie. Jy het mense wat voorberei, en dan het jy mense wat nie voorberei nie, en is Christene wat die Bybel van praat, wat in die eindtyd gevang word deur die leuen van die duiwel. So ek wil vir jou wys, ons gaan 'n paar skrifte deurgaan, nie baie nie, maar die eerste een gaan ons bietjie langer lees, is 2 Petrus 3. So ons is nog steeds in Petrus, waar ons gesien het, Petrus praat oor die eindtyd gevaar wat is gelowiges, wat die duiwel gaan gebruik om ander gelowiges te mislei. En hierdie is kind of een van die versoekings wat hy gaan gebruik, is om mense se harte te nam, onsensitief te maak, mense se bewustheid te steel van die feit dat daar's 'n ewigheid wat voor lê, en dit gaan aanbreek. So vanaf vers 3, 2 Petrus 3, vanaf vers 3. Hy sê, veral moet julle weet, dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn, wat die spot dryf, en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders is al dood, en tog bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af. So hier's mense wat sê, man, julle sê Jesus kom terug, en ons moet so ernstig lewe. So hierdie spot mense wat ernstig lewe oor Jesus is op pad terug, en ons moet reg lewe, en ons moet gereed wees. Hulle sê, maar ons ouers is al oor, my oupa is al oor, hulle almal het gesê, Jesus is op pad terug, en hier is ons vandag nog steeds. Geniet net jou lewe, gaan net aan. Hiermee vergeet hulle moedswillig, dat daar lang gelede 'n hemel en 'n aarde was, wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dit is ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot op daai dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. So as jy daai stuk lees, is amper altyd een van daai goedjies, die woorde wat hulle gebruik, die manier hoe dit geskryf word, dit klink so half asof die Here wag net om mense uit te sorteer, mense wat sleg is, uit te sorteer en in die hel te gooi. Dis half hoe dit klink as jy die konteks verkeerd lees. Daarom gaan ons bietjie verder vandag. So dit sê, dan sê hy, maar een ding moet julle nooit vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar is soos een dag. En hierdie beautiful vers 9, wat kan of die hart van hierdie hele stuk is, dan sê hy, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle. Hoekom? Omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Wat wil hy hê? Hy wil hê dat almal moet bekeer. Dis sy hart. Hy wil hê almal moet bekeer. Maar, daar's 'n maar, sê maar. Die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan. En aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom, en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan, en die hemelliggame sal verbrand en wegsmelt.
Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Kom ons stop net daar. So as jy verder gaan, dan hou hy net aan en aan oor hoe ons heilig moet lewe en hoe ons moet bewus wees van die feit dat alles hier gaan vergaan. Hy maak dit duidelik dat hierdie wêreld kom tot 'n einde. Alles hier gaan brand, dit gaan weggaan en God gaan iets nuuts skep, maar hierdie kom tot 'n einde, so moenie jou fokus hier hou nie. 3 vrae wat ek net vinnig wil unpack rondom hierdie gedagte. Die eerste een is, as die lewe op aarde net 'n stasie is, dis net 'n tydelike plek, hoekom gebeur dit dat die mens leef asof dit die eindbestemming is? As dit net 'n stasie is, ons almal erken, jy weet, mens lag amper. As ek jou sal vra, gaan jy doodgaan? Mense sal lag vir, natuurlik, almal gaan dood, op dood het 'n 100% suksesrate. Maar tog is dit dat baie mense, ek wil amper sê meerderheid mense, Christene, staan op in die oggend asof hierdie is al wat daar is. Ek leef net vir hierdie, ek kyk op my skedule, wat's my reminders op my foon en ek gaan dit aan en ek gaan dit aan. Hoekom is dit dat ons lewe asof hierdie die eindbestemming is? En weer eens moet ons nou gaan na die duiwel se invloed toe. Hoe glo die duiwel? En hoe reageer die duiwel op die feit dat daar 'n hemel en 'n hel is en dat die ewigheid op pad is? En jy weet, miskien moet ek hier net 'n tree teruggee en half 'n side note. Ek dink soveel mense, as jy praat van die duiwel vandag, dan wil hulle ook half in hulle mou lag. Ek kry dit by skole, hoërskole. As ek praat en ek noem iets van die duiwel, dan sal baie tieners begin lag en jokes maak, ek kan dit sien. Ek reageer nooit op dit nie. Die Here moet met daai mense werk en hulle is waar hulle is vir 'n rede en dat iets obviously in hulle lewe gebeur. En ek dink, miskien is die rede dat mense kan dit nie lekker verduidelik nie. Want dit is 'n misterie. Hoekom is die duiwel daar soos, of hoekom het die Here toegelaat dat die sleg kan bestaan? Daar's goed wat ons nie kan verduidelik altyd nie, né? Ons noem dit 'n misterie. But it's there. En net omdat daar sekere misteries is wat 'n realiteit is, maar ek kan dit nie verduidelik nie, beteken nie ons hou net op glo in dit nie. Ek vind dis 'n baie stupid ding as jy dink daaraan, dis soos wind. As ek 99% van julle vra, verduidelik vir my wind. Waar kom dit vandaan, hoe werk dit? Julle sal my nie kan sê nie. Ek weet julle het nie opgelet in daai klas nie. Maar glo jy in dit? Jy glo in dit. Hoekom glo jy in dit? Want as jy in die huis sit en die windjie waai, dan sien jy die gordyne. Jy sien die bome, jy sien die golwe. So as gevolg van die effek van wind, sien jy dit, jy ervaar dit, en as gevolg van dit wat jy sien en dit wat jy ervaar, glo jy in dit en reageer jy op dit. Net so met die duiwel. As jy vir my sê jy glo nie in evil nie, dan moet jy blind wees. Dan moet jy heeltemal blind wees. Kyk net wat gaan om jou in hierdie wêreld aan. As jy hoor wat sekere mense doen, sekere mense met kinders doen en goeters, dis net plainweg is evil. Ewen 'n ateïs wat sê hy glo nie in geen waarheid en 'n God en reg of verkeerd. As jy hom vra, is dit verkeerd? Hy sal sê dis verkeerd. Hoe kry jy dan reg en verkeerd? Die duiwel bestaan. Ons kan nie alles van hom verduidelik nie, maar hy's daar. Ons sien die effek van evil in hierdie wêreld. Weet jy waar sien jy dit ook? Just look into yourself. Waar kom hy gedagtes vandaan? Waar kom hy lelike gesindheid vandaan en daai emosies vandaan? Waar kom dit vandaan? Die bose het 'n effek op ons. Ons het 'n sondige natuur. Evil is in hierdie wêreld se realiteit. Ons kan dit nie perfek verduidelik nie, maar dis daar. Ek sien dit, ek voel dit. Nou, daai bose het 'n effek op ons. En een van dit wat die duiwel wil regkry is om ons te laat fokus op hier en te moet fokus verloor van die ewigheid. En as jy net kyk na sy hele ingesteldheid, waar hy van afkom, hoe hy verkeerd geloop het, sy hele ding is selfverheffing. Die woord sê vir ons, hy wil wees soos God. Hy soek nie 'n God bo hom nie. Met ander woorde, sy vryheid, sy freedom, is om nie 'n regerende stem bo hom te hê nie.
Hy soek nie iemand wat vir hom sê, jy moet dit doen en jy mag nie dit doen nie. Hierdie is reg, hierdie is verkeerd, en as jy dit doen, dan gaan daar X, Y en Z gevolge wees. Vir hom is dit, ek leef total freedom, no fear. Dis sy motto. Total freedom, no fear. En wanneer iemand so lewe, die wêreld vandag noem dit authenticity. Dis die woord van die tyd, is authentic. Is as ek net doen wat ek wil, ek doen wat ek voel, ek wil sê wat ek wil, en niemand kan vir my sê, ek moenie sê of doen wat ek voel, en wat ek dink nie, want dis authenticity is, as ek net gaan en ek express wat binne my aangaan. Imagine as die wêreld is waar hy is, omdat almal dit doen, omdat mense net iets voel, hulle wil iets hê, dan gaan steel hulle. Ou hier voor jou in die kar inry, ek is nou kwaad, ek voel ek wil hom doodmaak, kan ek dit net doen? Kan nie net doen wat jy voel nie, kan nie net sê wat jy dink nie. As Christene moet ons erken, ek het 'n sondige natuur, en ek kan nie net doen wat ek voel nie, dis nie authentic nie, dis stupid. Jy gaan soveel droog maak as jy dit doen, maar die duiwel, vir hom is dit, ek doen wat ek wil, ek doen wat ek voel, ek soek nie 'n regerende stem bo hy, dis freedom. Hy is soos die ou wat by 'n restaurant instap, en hy gee nie om dat daar 'n eienaar is, en dat daar 'n rekening gaan wees op die einde van die dag nie. Hy gaan en hy eet net, en hy loop in die kombuis in en hy drink en hy eet. En hy dink nie aan daar gaan 'n rekening wees nie, want hy gee nie om nie. En so dink hy kan maak soos hy wil, en hy besef nie, aan die einde van tyd gaan daar 'n rekening wees om te betaal. Het jy al hier in Michelin afgery met jou kar, en dan is daar die ou met die bakkie of met die golfie langs jou, en hulle het daai exhaust op, en dan dink jy, ek gaan hom nou daais. Hy gaan nie my wen tot daar nie, hy gaan nie definitief nie voor my inkom nie, so nou gaan jy. En as jy so vir hom kyk en jy jaag net, wat gaan gebeur op die linkerkant? Wie staan en wag gewoonlik daar vir jou? Dan is die speedkop daar, né? En as jy net jaag soos jy wil, want jy het 'n ego issue hier, en jy wil dit met hierdie ou uitsort, jy wil dit op hierdie ou nou uithaal, dan vang die speedkop jou daaronder. Of jy sien dalk nie iemand wat van die ander kant af ry nie, en jy maak 'n ongeluk, so is die duiwel. Hy leef net soos hy gee nie om oor gevolge nie. En hy wil die mensdom saam met hom vat op hy pad. Dis sê man, en hoe doen hy dit? Deur ander Christene, wat die Bybel sê, gaan die spot dryf, sê Petrus. Sê man, ewigheid. 'n hel. God is mos 'n God van liefde. Die duiwel kom met so slim draai. En 'n God van liefde sal nie wil hê jy moet bang wees nie. Hy wil nie hê jy moet leef met vrees nie. So jy kan doen wat jy wil, daar sal nie gevolge wees nie. Daar gaan nie gevolge wees nie. Nee man, moenie worry vir dit nie. Hy gaan almal gaan net, as daar hemel is, gaan almal net hemel toe gaan. Alles is fyn. En hy kom draai daai teologie net so bietjie, om te sê, ons moenie met vrees leef nie. So ons kan doen wat ons wil, want God is net liefde en genade, free for all. Maar hier is die ding, 'n pa wat lief is vir sy kinders, waarsku. Hy waarsku. En kinders wat vertrou in hulle pa en weet hulle pa is lief vir hulle vertrou daai pa se stem. En hulle is bang as hulle pa sê, moenie daar gaan nie, moenie dit doen nie, doen hierdie, pas op vir daai, dan is jy bang nie vir jou pa nie, maar jy's bang vir sy stem. Met ander woorde, jy's bang vir die gevolge. As hy vir jou sê, as jy dit gaan doen, gaan dit gebeur. En daai vrees kom net van 'n plek van vertroue in my pa. So ek is bang vir daai goed. En so kom die Bybel na ons toe op soveel maniere en sê vir ons, hey, selfbepaalde vryheid it's doomed to hell. As jy net gaan leef soos jy wil leef, doen wat jy wil doen, hoe jy voel, net soos jy wil, en jy gee nie om oor gevolge nie, daai is die pad na die hel. En die duiwel is daarop, en baie Christene is daarop. Jesus het gesê, soveel is op die breë pad, want hulle leef net soos hulle wil. Maar nou is die pad wat lei na die ewige lewe. Jy sien, ek en jy, as ons Vader se stem vertrou, dan soek ek guardrails op die pad. Ek wil nie, hy moet vir my sê, hey, pas op vir daai, moenie daar gaan nie. En my vryheid is nie geskoei op, ek kan doen wat ek wil nie. My vryheid gaan oor, word defined deur my Vader, wat my die pad wys, dat ek weet, aan die einde gaan ek belonings kry.
In die einde gaan ek reward word met die ewige lewe, want ek besef die lewe hier is kort. En daar wil ek wen. Ek wil nie nou hier alles wen nie, want al hierdie goed kom tot 'n einde. Ek wil nie 'n wenner wees volgens die wêreld se standaarde nie. En wie die wêreld sê ek moet iets doen om iemand te probeer wees hier in mense se oë nie. Ek wil wen daar. En vir dit wil ek die Here volg, ek gaan my Vader vertrou waar hy sê ek moet leef en ek gaan pas op waar hy sê ek moet pas op. En die duiwel wil jou kry om fokus te verloor van al daai. Weg te kom van die woord af en al meer beïnvloed te word, jou spirit, jou gesindheid, jou manier van dink deur mense wat net nie worry nie. Mense wat die spot dryf en net sê, man, worry jy nog vir daai ou stories van die duiwel met sy virkie en die hel. En jy kan sê, mense leef net al meer asof hierdie al is wat bestaan. As ons na die Bybel toe gaan, dan sien jy al die apostels gee hierdie waarskuwings in liefde. As ek vat 1 Johannes 2 vers 28, hy sê, en nou liewe kinders, julle moet in hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie, en by sy wederkoms nie beskaamd voor hom sal staan nie. Reg deur die Bybel, Nuwe Testament ook sê, jy moet you should have the fear of the Lord. En daai gaan nie oor, soos ek sê, is nie om bang te wees vir my pa nie, maar dit is om 'n absolute reverence te hê en 'n vrees te hê vir as ek nie sy stem volg nie, dan ek moeilik. As ek nie gaan doen wat hy sê nie, dan gaan ek nie opeindig waar ek wil en moet opeindig nie. So ek wil weet wat hy sê en ek vat sy waarskuwings vanuit 'n posture van liefde. Ek besef hy wil die beste vir my hê. So ek kom en ek luister. Ek kan nie net doen wat ek wil nie. Ek weet ek gaan aan die einde dan moeilikheid hê. Jesus het dit gesê op soveel plekke, hier's maar net een, Matteus 24 het hy gesê, wees ook julle gereed, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Hy praat oor as hy weer terugkom. Dit kan gebeur of jy kan na hom toe gaan. Either way, it's gonna happen. Dit gaan gebeur. En wat moet ek wees? Hy sê jy moet gereed wees. Jy moet gereed wees, jy moet dit verwag. Jy moet leef daartoe. Leef daartoe. Dit moet jou nie surprise as dit kom nie. Jy moenie hier slatte bus jou, daar is jy kom in die hemel aan en nou is jy surprised. Jy weet mos dit gaan gebeur. Leef soontoe. Leef soontoe. Verwag dit. Ek is op pad na Jesus toe en in plaas van om 'n vision vir jou lewe te hê vir hoe jy wil eindig in hierdie lewe, waar jy wil eindig en wat jy hier wil bou, dink eerder verder as dit. Dink hoe jy wil by die Here aankom. Hoe wil jy eendag in die hemel aankom en Jesus groet? En wat 'n gesprek wil jy daarmee om hê oor die lewe wat jy hier geleef het? Wat los jy agter vir jou kinders by die tyd wat jy gaan? Oor hulle gedagtes oor die ewigheid. Lewe hulle net vir hier of besef hulle daar soveel meer? Ek kon dit sien in hoe my pa gelewe het. En hoe my ma gelewe het en hoe hulle die Here gedien het. Hulle fokus was net op ons is op pad hemel toe. Ons is op pad hemel toe. En dit het hulle hele manier van dink en leef beïnvloed. Jong mense veral word heavy beïnvloed deur die bose. Ons dink dis 'n trend, dis maar net jonk wees. Jy weet, jong mense doen maar net stupid goed. Ek was ook jonk, ek het stupid goed gedoen. Maar ek dink dis 'n season wat die bose heavy kom werk en daar's nie baie beskerming nie. Ook veral as ons sê, dis maar net wat dit is wanneer mens jonk is, so los dit maar net, dis fine. Daar's nie baie covering nie. Veral in jou hoërskooljare is dit 'n so season wat ons jong mense moet leer om bietjie verder te dink as hulle neus. Dink bietjie verder as Vrydag en Saterdag aand. Omdat 'n jong mens, 'n tiener, net leef, hy weet ek gaan vir 5 jaar is ek in die tronkie, so. So, jy weet, ek dink nie veel verder in my lewe nou nie. Nou leef ek maar Vrydag en Saterdag aand. En as Vrydag aand kom, dan soek ek net bietjie release en ek soek net bietjie, jy weet, Saterdag aand, ek wil net bietjie aan die retention. Dis my goal, is om daar gelukkig te wees en as whatever hoe dit kom en wat se fout ek maak nie saak nie. Volgende maandag gaan ek weer natuurwetenskap klas toe en wiskunde en dan begin dit van voor af en dan leef hulle weer vir Vrydag en Saterdag. Om ons jong mense te leer, wie wil jy word in die lewe?
Wie wil jy word in die einde van daai 5 jaar? En watse tipe vriende moet jy hê om jou te kry, om jou te help om daai persoon te word? Watse tipe kind van die Here wil jy wees en watse tipe vriende moet jy hê? En is daar op hierdie planeet 'n boyfriend en 'n girlfriend wat jou gaan help om daai persoon te wees? En as dit nie is nie, moenie een hê nie. Want jy gaan net droog maak. Het gaan net jou hoërskooljare ruïneer. Fokus op wie jy wil wees. En nog verder as dit, want die lewe gaan nie oor kom klaar met hoërskool en dan gaan ek studeer nie. Die lewe gaan oor ons is op pad hemel toe. Wie is jy besig om te word by die tyd wanneer jy by die hemel instap? Ek het vriende verloor op hoërskool. Jy kan nie wag en sê, ons almal gaan 50 word, ons almal gaan 60 word, ons almal gaan 80 word. Jy kan nie sê nie. Jy kan nie sê nie. Jy sit dalk hier en jy dink, ek gaan ten minste nog so 10 of 20 jaar lewe. Ek gaan ten minste nog 40 jaar lewe. Miskien is dit wat jy dink. Hoe weet jy dit? En so moet ons vir mekaar sê, hey, ons moet ons gereedheid, ons dringendheid rondom die feit dat die ewigheid op pad is, moet ons baie meer ernstig opvat. En ja, dit is so, die meerderheid Christene, hulle dryf die spot met dit. Maar soos wie wil jy wees? As jy die Bybel lees, moet jy definitief nie die meerderheid volg nie. Hulle eindig nie op 'n goeie plek nie. Volg die wat passionate is oor die Here. Volg die wat saam in sy woord is en sê, wat sê die Vader vir ons? Bring my by die volgende vraag. Die volgende vraag is, hoe berei ek voor? Hoe berei ek voor vir die ewigheid? Rick Warren het 'n awesome boek geskryf, jare gelede, Purpose Driven Life. En as jy hier sit vanoggend en jy sê vir my, yes, ek is iemand wat, ek dink nie eens aan hierdie nie. Dan sal ek vir jou sê, begin dalk daar, in jou stilte tyd, kry daai boek, is 'n dagstuk boekie, soos 5 tot 10 minute 'n dag gaan dit jou vat, jy kan dit doen as 'n family. Baie eenvoudig, maar ek love daai boek, want dit begin met die woorde, 4 woorde, it's not about you. En dan begin dit unpack net oor hoe die lewe vir die Here gaan, en hoe die lewe gaan oor vir die Here leef, tot in alle ewigheid. En as ek jou moet vra, wat dink jy gaan in die hemel gebeur? Dink gou aan 3 goed, 4 goed, 5 goed. Wat dink jy gaan gebeur in die hemel? Sou julle sê, ons gaan lekker chats met die Here hê? Jy gaan by hom sit en mens gaan conversation hê, jy gaan lekker met hom gesels. Sou julle sê, ons gaan saam met die engele, Gael sê, ons gaan saam met die engele worship, sou julle sê, dit gaan cool wees, né? Dit gaan awesome wees, as jy saam met al die engele moet worship. Ons gaan goed saam doen, as God se family. En weer eens, is 'n misterie in die sin dat ons kan nie presies weet hoe dit gaan lyk of voel nie, maar ons het 'n idee van, volgens die woord, wat is God se hart. So as jy jou 3 of jou 4 of jou 5 goedjies het, en ek meen, jy kan nou die lys langer maak, maar begin net met daai, en dan vra ek jou, as jy vir my sê, jy gaan sit en chat sê met die Here, eendag, in die hemel, dan is my vraag vir jou, hoe sit jy in chat met hom nou? Want dit maak nie sin, as iemand sê, ek kan nie wag om eendag in die hemel te kom, en ek gaan vir ewig lekker chat sê met die Here, maak jy nie nou 5 minute vir hom nie. Dit maak ons nie sin nie, dit is nie opreg nie. En daarmee is dit, as ek daar in 'n nerve slaan, is soos ek judge nie jou hart daar nie. Almal van ons word versoek om verder van die Here af weg te beweeg, is wat die duiwel die hele tyd probeer doen met ons. Maar wanneer ons moet dink oor hierdie goed, dat ek sien, dis wie ek dink die Here wil hê ek moet wees, en wie ons gaan wees in die hemel, en wat ons gaan doen in die hemel, dan moet ons dit nou doen. En niemand van ons gaan dit perfek doen nie, maar ons moet leef in daai rigting in agter Jesus aan. Want dis so eenvoudig as wat dit is, as ek hierdie vraag moet beantwoord, jy sê, hoe berei ek voor? Kom na Jesus toe. En laat hom toe om jou te leer wie jy gaan wees, en wat jy gaan doen in die hemel. En hy doen dit, as jy die Bybel bestudeer, kom Jesus en hy leer ons om eenvoudige maniere in ons daaglikse lewe al meer daai persoon te wees. Die wêreld sê doen dit, dat, en die volgende, Jesus sê vergewe. Wees 'n servant. Dien mense.
Maak 'n verskil, moenie vir jouself lewe nie. Heeltemal anders as wat die wêreld sê. En dis wie ons gaan wees in die hemel. En alhoewel ek dit nie perfek hier kan wees nie, moet ek nou al begin om te leef in daai rigting in. En hy vat my op 'n journey. En ons almal word die hele tyd weggetrek van dit af, maar ons moet die hele tyd, daar waar ons weggetrek word, moet ons dit discern en ons moet bewus wees en ons sê, Here, help my hier. Ek wil by u voete sit, ek wil u stem hoor. Here, help my om te serve. Here, help my om 'n verskil te maak. Here, help my om my kinders te lead. Here, help my om lief te wees vir u family. Jy sê ons gaan vir ewig in die hemel saam God se familie wees, maar hier wil ek niks met ander Christene te doen nie. Like, that doesn't make sense. Jy gaan vir ewig saam met hulle wees, hoor. Dis jou family. Hulle is meer jou family as jou family. Jy en jou vrou gaan nie getroud wees in die hemel nie. Jesus sê dit. Maar hierdie ander ou wat langs jou sit, wie se naam jy nie eens ken nie, dis jou broer, dis jou suster, tot in alle ewigheid. Maar die wêreld kom in ons harte en sê, man, moenie jou tyd mors met ander mense en met hulle stories nie. En dan moet ek sê, hey, dis my emosie, maar ek moet authenticity vir ons as Christene is, moenie doen wat jy net voel nie. Leef agter Jesus aan, leef wie hy sê jy is. In Rick Warren se boek Purpose Driven Life sê hy dit so mooi, hy sê, life on earth is a dress rehearsal. 'n kleedrepetisie, met ander woorde, hierdie is nie die show nie, die show kom nog, ons is net besig om nou te oefen. Is jy besig om te oefen, is die vraag. Is jy besig om te leef met 'n ingesteldheid dat ek is besig om voor te berei wie ek gaan wees in die hemel. Ek is besig om voor te berei wat ons gaan doen in die hemel. En hoe meer ek saam met Jesus op 'n journey is en ek leer ken wie ek gaan wees en wat ons gaan doen, hoe meer leef ek in daai rigting in. Of is jy net gefokus op maandag, werk, geld, bills, kids, dit, dat, volgende. Niks van daai is sonde in dit self nie. En ek dink ons het so self-righteous geword dat ons kyk na ons lewe en ons sê, wel, ek doen niks verkeerd nie, so ek is fine. Maar jy kan 'n baie goeie mens wees en nie baie goed verkeerd doen nie, alhoewel ons almal maar ietsie het, né? Maar jy is nie besig om voluit Jesus te volg nie. Jy hoor nie eers wat hy sê nie. Jy is nie besig met sy woord nie. Jy gee nie om oor wie jy gaan wees en wat jy gaan doen in die hemel nie. Dis net hier. En so kom steel die duiwel ons ingesteldheid en ons moet voorberei deur na Jesus toe te kom en te leer by hom. Ek love hierdie skrif in Matteus 11, vers 28, is een wat jy teen die een sal ken. Jesus sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Wie het rus nodig? Lyk jy soos almal van julle nie. Wie, as die president nou kom en sê, ek vir die volgende 10 jaar betaal ek jou salaris en nog so 500,000 rand in jou rekening, jy kan gaan vakansie hou. Wie gaan sê, dankie, ek vat dit? Okay, so almal van julle het rus nodig. Okay, great. Wat is rus? Wat is rus? Rus beteken nie, ek wil weghardloop van my baas af, ek wil weghardloop van werk af, ek wil net wegkom en daar in die bos sit of by die see sit nie. Dis nie rus nie. Want jy gaan terugkom en dit alles gaan dieselfde wees. Wat Jesus hier offer is om vir ons identity te gee. Purpose. Almal van ons, diep in ons, soek identity. Ek wil weet ek is iemand belangrik. Dis hoekom mense wil famous wees. Hulle wil so graag iemand belangrik wees. En as jy 'n kind is van die Here, like, you don't get more important than that. Besef jy wie is jou pa? En ons almal soek purpose. Ek wil weet my lewe add aan iets wat actually saak maak. Ek wil nie net elke dag werk toe gaan en daai goeders doen en ek soek purpose. Net Jesus kan jou identity en purpose gee. En hy kan jou leer in jou daaglikse lewe waar jy goed doen wat jy voel is nie purposeful nie, hoe om met purpose te lewe. Deur jou te leer wie jy moet wees en hoe jy met mense moet werk
en hoe jy 'n verskil kan maak, dan vinnig sien jy, dit gaan nie eintlik oor wat ek doen in die lewe, dis nie die industrie waarin ek, almal moenie 'n pastoor word nie. Glo my. Hy wil my rus gee. Hy wil my op hierdie pad vat waar hy vir my sê, ek wil jou leer, jy het 'n identity, en jy het purpose, en ek gaan jou leer om dit uit te leef, kom volg my. As jy nou so jaag, want jy doen wat die wêreld sê jy moet doen om iemand te word en om iets belangrik te bereik in die lewe, los dit, kom volg my. Ek gaan jou rus gee. Ek gaan jou vrede gee. Ek gaan jou leer om weer te connect met jou man en jou vrou, met jou kids. Ek gaan jou leer om anders op te staan in die oggend en jou kop anders op die kussing te gaan sit in die aand. Ek gaan jou leer om anders werk toe te gaan. Ek gaan jou leer om mense anders te sien. Ek gaan jou leer om probleme anders te sien. En dan anders te reageer op daai probleme. Heeltyd met die lens van, ons is op pad hemel toe. Ons is op pad hemel toe. En soos ons op pad is soontoe, is Jesus nou by ons, en hy help my. En hy wil my die heeltyd daai rus, daai vrede gee, soos ons leef, soontoe. Ek wonder of jy dit het op hierdie oomblik. Jy hoef nie jou hand op te steek nie, maar net vir jouself. Het jy hierdie rus, het jy hierdie vrede, het jy hierdie deep sense of identity and purpose in jou lewe, of moet jy dalk na Jesus toe kom en sê, Here, leer my om weer te lewe met ewigheidswaarde, leer my om te lewe met wie ek gaan wees in ewigheid, en wat ons gaan doen in ewigheid, laat ek dit nou al kan leef, en nou al hierdie rus kan ervaar, wat U wil gee, wat U bied. Laaste vraag is, hoekom het God nog nie gekom nie? Hoekom het God nog nie gekom nie? Ek dink die duiwel kry dit so goed reg, om weer eens hierdie ding so te draai, om mense, veral wanneer ons deur moeilike tye gaan, te laat voel, die Here is bietjie cruel, want hoe kan hy toelaat dat ek hierdie staf deurgaan, wat ek deurgaan? Hoe kan hy hierdie goed toelaat in my lewe? Dat hierdie goed met my gebeur, hoekom los hy my hier? Hoekom vat hy my nie net, hoekom vat hy ons nie net hemel toe, of hy maak net alles vinnig reg? En die Here, die duiwel maak die Here se geduld, wat Petrus nou van gepraat het, maak hy dit in 'n tipe van 'n swakheid, of 'n wreedheid, van die Here se kant af. Maar dit is net grace. Dit is net grace dat die Here ons tyd gee, want daar is soveel mense wie se saak nie met die Here reg is nie. Hy is geduldig met julle, hoekom? Want hy wil nie iemand moet verlore gaan nie. Hy wil hê almal moet gered word. Die Here is lief vir mense. Dis hoekom hy sy seun gestuur, hy's lief vir mense. En hy gee tyd, want dit is sy absolute, dit is sy hart, dit is grace. Hy reik uit na mense, maar die ding is, soos ons gesien het na hierdie stuk, was daar 'n maar die dag kom. En die Here is nie snaaks as hy dit sê nie. Hy waarsku soos 'n pa om te sê, jy moet 'n keuse maak. Ek het in jou die vermoë gesit om te kies. En jy moet in hierdie tydperk op aarde, dis 'n tydperk van besluitneming. Hierdie stasie waarop ons is 'n stasie van besluitneming. En jy het 'n tydperk wat ek jou gee om 'n keuse te maak hoe jy my gaan dien en of jy vir ewig by my wil wees of nie. Jy het daai keuse. Elke mens het daai keuse. En soos ons hier leef en ons ervaar die seer en die leemtes in ons harte, moet ons besef, dis omdat ons nog nie in die hemel is nie, maar ons is op pad soontoe. En kom ons leef voluit soontoe, en kom ons vat ander, ons beïnvloed ander mense, dat hulle die keuse sal maak, en dat hulle na Jesus toe sal kom. Ek wil vir jou lees, ek wil afsluit deur te lees uit die boek Meer Christianity van C.S. Lewis. So die Bybel eindig met hierdie gebed, kom Here Jesus, baie kort gebed, Openbaring 22, laaste woorde van die Bybel, sê dis wat die kerk moet bid, in die laaste dae, kom Here Jesus. En dis nie soos 'n depressing, ek wil nie meer lewe nie, kom nou net Here gebed nie,
maar dis 'n gebed van longing, dis 'n gebed van verlange, dis 'n gebed wat sê ek besef daar's meer, ek besef aan die ander kant is dit soveel beter. En C.S. Lewis in sy boek Mere Christianity beskryf dit so beautiful. Hierdie is nie op die skerm nie, hoor net wat sê hy. Most people, if they had really learned to look into their own hearts, would know that they do want and want acutely something that cannot be had in this world. There are all sorts of things in this world that offer to give it to you, but they never quite keep their promises. If I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. En dan gaan hy aan en hy sê, maybe earthly pleasures were never meant to satisfy it, but only to arouse it, to suggest the real thing. If that is so, I must take care on the one hand, never to despise or be unthankful for these earthly blessings, but on the other, never to mistake them for something else of which they are only a kind of copy, or echo, or mirage. I must keep alive in myself the desire for my true country, which I shall not find till after death. I must never let it get snowed under or turned aside. I must make it the main object of life, to press on to that country and to help others to do the same. Dis beautiful, hè? Dis ook 'n boek wat ek sal voorstel. As jy bietjie wil dieper dink oor ons lewe hier en ewigheid en om te lewe soontoe, Mere Christianity van C.S. Lewis. Alles wat ons ervaar, al hierdie leemte, is net iets om te sê, daar's meer. En om te dink, ek gaan hier op aarde hemel ervaar, soos in die hemel, jy set jouself op vir failure. Dis hoekom mense so groot, soveel issues in hulle huwelik het. Dis hoekom soveel mense issues het in hulle verhouding met hulle kinders. Dis hoekom soveel mense issues het in hulle verhouding teenoor geld en werk, want hulle dink, iets op hierdie aarde moet ek doen en bereik, dat ek net op daai plek kom, dat ek so gelukkig wees, soos ek voel, ek kan wees, daai glasie is net nie heeltemal vol nie, hy gaan nooit vol hier wees nie. Nooit nie. En as jy dit op jou huweliksmaat sit, of op werk sit, of geld om daai glas vol te maak, dan sit jy 'n burden op hulle wat hulle nie kan bear nie. Net die Here gaan daai koppie heeltemal vol maak eendag in die hemel. En daai longing is juis om te besef, kom ons leef soontoe. Kom ons leef soontoe. Kom Here Jesus. Ons lang vir dit, maar ons moet 'n keuse maak. En ons moet gefokus bly. En daai longings moet ons nie wegvat van die Here af nie, dit moet ons nader aan die Here bring. En ek sluit af miskien met 'n persoonlike vraag om te sê, is jou longings besig om jou nader aan die Here te bring? Om te sê, yes Here, hier is hierdie staf in my lewe en ek het die hele tyd hierdie tension en hierdie frustrasies en ek probeer om dit hier te vervul en dit lyk my net of ek nooit regkom en ek blameer mense en ek blameer my werk en ek leef met hierdie bitterheid in my omdat my koppie net nooit vol is nie. Ek besef vandag, ek is nie in die hemel nie. En my hart verlang om by U te wees en om in die hemel te wees, maar ek besef ek is nie daar nie en ek besef ek moet I must guard my heart. Ek moet my hart bewaar. Dat hierdie longings nie maak dat ek my deur frustrasies en bitterheid weggaan van U af en van mense af nie, maar dat ek al meer sal leef wie U sê ek is en wat U sê ek moet doen. En dat daai bitterheid en frustrasies, dat ek dit by U voete kom sit en net al nader na U toe kom, al nader na U toe kom, wetend ons is op pad hemel toe. Ons is nie by die huis nie, ons is op pad huis toe. En dat ek dit so kan doen, dat my lig so skyn, dat ek ander mense saamvat, dat ek my kinders leer, ons leef nie vir hier nie. Ons leef voluit hier, ja. Want so skyn ons lig vir Jesus, maar ons weet wie ons is en waartoe ons op pad is. Dis nie na enige destination op hierdie planeet nie. Ons is op pad hemel toe. Is dit jou denkwyse op hierdie oomblik?
Of is jou longings, gaan dit oor na frustrasie, want jy sit dit op goed hier en op mense hier en dan vat dit jou weg van die Here af. As jy daar is, dis okay. Ons almal word versoek. Die duiwel trouens almal wegkry. Kom net terug. Kom net terug na Jesus toe. En hy sal vir jou rus gee. Hy gaan jou weer op daai pad van identity en purpose vat. Oh man, en hy long om dit te doen. Hy love om dit te doen. Vir almal van ons. Miskien moet jy vandag weer terugkom. Kan ek vra dat ons net ons oë sluit en ons hoofde buig, kyk nie vir ou langs jou, voor jou, agter jou nie. Miskien net in hierdie oomblik, as jy wil hê ek moet vir jou bid, as jy sê, yes Jacques, dis ek wil met 'n dieper sense of identity en purpose leef. Ek voel my longings het maar dalk op 'n pad gevat, waar ek nie heeltemal wil wees, ek wil nader aan die Here wees. Kan ek jou vra om net daar waar jy is, almal se oë is toe, niemand kyk vir jou nie, om net vir my jou hand te wys asseblief. Dankie. 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 Dankie julle, dankie. Dankie. Dankie, ek wil graag saam jou bid, jy kan my jou hand laat sak, dankie. Kan ek jou vra om net denkbeeldig, net jou hand vir Jesus te gee vanoggend. Here Jesus, vergewe ons, Here, dat ons so gefokus word op dinge in hierdie wêreld, asof ons vir ons hemel hier kan maak. Vergewe ons dat ons daai leemte in my hart, dat ek dink dinge hier kan dit vul, en dat ek so druk en jaag om dit gevul te kry. Ek besef dit kan nooit wees nie, dat my hart verlang om by U te wees. So Saint Augustine ook gesê het, my heart is restless until it finds you. En so kom ons vanoggend terug, U sien die hande, U sien die harte hier, wat sê, Here, ek wil daai rus hê waarvan U praat, ek wil net weer by U wees, naby U, ek wil net weer daai identity ervaar, daai purpose. Here, druk hulle vas. Ontvang hulle harte vanoggend. Smeer U salf soos net U kan. En gee hulle daai rus, wat net U kan gee. Here, vat ons op hierdie journey en leer ons, hoe ons saam met U op 'n reis van rus kan wees, om te lewe vanuit ons identity en purpose, met 'n ingesteldheid dat ek is op pad na my huis toe, op pad hemel toe. Here, help ons om dit so te doen, dat ons familie, ons vriende, saamvat op hierdie journey. En miskien, soos ek met passion dit aanpak, gaan 'n party van hulle my begin spot. Soos die woord al 2000 jaar terug sê, gaan gebeur in die laaste dae. Mag ek niemand veroordeel nie, mag my passion net meer word. Mag ek vir daai mense bid, en mag ek hulle kry om saam met my op die journey te gaan. Mag as hulle eendag daar sit en hulle is self leeg, mag ek hulle die antwoord gee. Die put wat nooit droog word nie, is daar by U, lewende water. Dankie Here Jesus vir U liefde. Dankie vir U liefdevolle waarskuwings wat U ons uit die woord gee. Mag dit ons harte en ons oë en ons lewens altyd rig. Want so is ons vry en op pad na U toe. Ons het U lief. Ons bid dit in Jesus naam en ons sê saam.